Baie welkom by lesing 24. Ons is baie opgewonde om verder aan te gaan. Ek wil jou bemoedig, onthou dat jy geen kompetisie het teen enige iemand nie, en dat jy dit doen omdat die Here wil hê jy moet dit doen, en omdat jy lief is vir die Here, weet ek jy doen dit, en om jouself te verryk, jou brein fiks te hou, en jouself, of om kennis op te tel, om staande te kan bly in 'n gebroke wêreld, veral in die laaste dae waarin ons is. So daarom is dit vir my belangrik dat ek 'n bietjie vandag praat oor die voorbereiding vir die bediening. So as ek praat van voorbereiding van die bediening, beteken nie dat jy nou sê, maar ek wil nie die bediening ingaan nie. Elkeen van ons het 'n roeping. Elkeen van ons het 'n bediening. Ons noem dit maar nou die bediening wat ook al dit mag wees en waarmee God ook besig is om jou voor te berei in die bediening. Om voor te berei beteken om te voorsien, om gereed te maak en geskik te wees. En dit is die verhouding wat jy moet hê in jouself en teenoor die Here. Ons God was nog altyd 'n God van voorbereiding. Dit het nog nooit oor die jare verander of oor die tyd verander en selfs nog jare voordat ek 'n gedagte was en ons op hierdie aarde was, in die Nuwe Testamentiese kerk, van die begin af, kom ek stel dit so, was God nog altyd 'n God van voorbereiding gewees. Ek wil vir ons gedeelte lees uit Jesaja 30 en ek wil vir ons net die A-gedeelte lees. Hoor wat sê, hy sê, weer die opstandige kinders, spreek die Here, wat 'n plan uitvoer, maar dit is nie uit my uit nie. Hoor dan. En daai is belangrik om te hoor wat die Here wil hê ons moet doen. Daarom sê hy, die Here is God van voorbereiding. Die tydperk en die intensiteit van ons voorbereiding sal alles afhang oor hoe ons teenoor ons roeping reageer en die aard van die bediening waartoe ons geroep is. Uit ondervinding het ek al besef hoe groter die verantwoordelikheid, hoe langer sal dit neem. Daar's 'n gesegde wat eintlik ook kom en dan sê hy die hoë bome vang die meeste wind en dit is letterlik so. Om seker te kan maak dat jy in 'n sekere posisie of in 'n sekere taak geroep is. En as jy daar is, het God jou daar geplant en in daai seisoen, daar moet jy dan blom. So jy moet daar wees. God se wil is om sy dienaars na sy hoogste vlak, nie na 'n middelvlak of 'n laafvlak nie. God se doel of sy wil is om elkeen van ons as 'n dienaar na sy hoogste vlak te bring en vir wie hy nie sal skaam wees nie. Miskien is die Here dalk besig om ons te vermom in 'n tyd van voorbereiding. Kyk na die lewe van Moses en van Josef, 'n tyd van bedekking. Voorbereiding is nie net opleiding nie. Dit is transformasie. Dit is 'n hele manier van hoe die Here ons transformeer en hoe ons verander. Dit sluit ons innerlike vorming in, dit sluit ons karakter in, dit sluit ons geestelike volwassenheid in. Dis 'n roepingsduidelikheid en 'n gehoorsaamheid aan God se proses. Soms sal die Here ons egter voorberei sonder ons wete wat hy met ons lewe gaan maak. En dit het ek al gesien. Jy weet vandag toe nie wat jou roeping is nie, maar God is besig om jou voor te berei vir 'n roeping waar hy wil hê jy moet wees. Voorbereiding. Wat beteken dit? God werk in jou. God is besig met jou voordat hy deur jou kan werk. So hy is eers besig om jou sterker te maak, om jou karakter te vorm. En 'n bediening sonder karakter lei tot mislukking. En ek wil vandag vir jou sê, eerste 'n belangrike punte wat ek vir ons gaan uithaal en jy moet baie mooi luister, is nederigheid, integriteit, ongelooflik belangrik, gehoorsaamheid, getrouheid, selfbeheers, geesbeheers, gawes dra jou nie, karakter dra jou. En wanneer ons karaktervorming reg is, ontvang ons hierdie wonderlike gawes wat die Here ons gee. Hoe baie keer wou Moses nie opgegee het uit desperaatheid nie. Hy selfs moed verloor. Hy het op 'n stadium met sy meer verloor. En as gevolg daarvan het hy nooit die beloofde land ingegaan nie. Maar vir 'n baie lang tyd het God hom gebruik om sy volk uit Egipte, uit die slawerny te ry. En God sê, Moses was soos 'n vriend. Hy het van aangesig tot aangesig en die voorbereiding van dit wat God mee besig was, is nie noodwendig altyd dat ons in 'n beloofde land sal ingaan nie, maar die uiteinde van ons ewigheidswaarde, die erfdeel wat ons gaan kry, omdat ons bereid is om onsself voor te berei, is vir ons ook dan die beloofde land. Min het hy geweet dat hy in die skool van God was. Soms is ons in 'n tyd, in 'n moeilike situasie, in 'n situasie van desperaatheid ook. Miskien roep ons ook vandag uit. Ek het ook al baie keer, eerlik moet ek sê,
al moed verloor, ek het ook al op moed verloor as 'n vlakte gesit, ek weet presies hoe dit is. Ek het ook al selfs in die vlees geword, maar jy meer verloor in God se werk, in die bediening. Dis normaal, hierdie goed gebeur. Maar weer eens, dit kom terug na selfbeheersing, hoe 'n mens jouself beheer, en dat God hom nie hoef te skaam vir jou nie. Waar ek is, en jy dalk is, of waar ons nie is nie. God is besig om elke een van ons voor te berei. Jy sit vandag met 'n doel met hierdie Bybelskool. Jy luister dit, en ek wil jou nog steeds bemoedig om aan te gaan, al voel dit vir jou hoe moeilik. Praat met die Here, vra God om jou te help. Ons is daar, vra ons. Dalk vra jy, hoekom moet ek hierdie hoor? Hoekom is dit nou vir my belangrik om dit te hoor? Ons voorbereiding leer ons om afhanklik van God en nie na 'n soek van erkenning te wees nie. So ons moet nooit in die bediening wil kom staan om erkenning te soek nie. Ons moet in die bediening staan om te weet dat ons afhanklik is en deur die krag van God. En wanneer ons in ons leringe gaan in gebed, gaan ons sien hoe belangrik dit is. Wat gebeur wanneer ek bid? Wanneer ek bid, beteken dit nie net eens woorde nie. Dit beteken dat my gees met God se gees in die geestesriem verenig. Dit beteken dat ons krag kry. Die oomblik wanneer ons bid, is daar 'n kragtige vereniging in die geestesriem, en dit is wat gebed beteken. Dienende leierskap, baie belangrik. As ons gaan kyk na Josef, gaan kyk 'n bietjie na die verhaal, gaan lees Josef, gaan lees die verhaal weer van Moses. Josef het in sy vroeë jare, het God hom 'n visioen laat sien. Net om hom deur die moeilike ondervindings te neem wat hy sou teekom. Vir baie jare. Hy was selfs in die tronk, hy het in die tronk gebly. Jy sien, daardie visioen het hom getrou tot die einde toe gehou. Jy sien, want hy was getrou gewees. En God gebruik nog steeds tot en met vandag presies dieselfde metodes om sy dienaars op te lei. Hy gee nie sy mense verantwoordelikhede waarvoor hulle nie gereed is nie. Hy sal seker maak dat jy gereed is. Hy is 'n God van voorbereiding. Hy is 'n God van orde. Jy sien, alhoewel God baie punte in ons opleiding kan hê, wat uniek en beplan is vir ons besondere bevele, van ons besondere roeping, is daar sekere algemene areas waarna ons voortdurend, waarvoor ons voortdurend aandag moet skenk. Nou, ek gaan 'n paar punte vir jou noem, en hierdie is baie belangrik. Jy kan nog selfs ook gaan studies en navorsing doen oor dit. Nommer 1 is ons verhouding met die Here. Jy sal nou op die skerm sien, ons verhouding met die Here. Ek wil jou vandag bemoedig, bly in die juk met Christus en wees sensitief vir die roeping en die beweging van die Heilige Gees. Nommer 2, ons gebedslewe. Ons kom nou 'n bietjie later in ons Bybelskool daarby in. Ons volgende lesings of paar lesings in dele gaan daaroor gaan, want dit is baie belangrik. Gebed is nie net iets wat ons moet hoor nie, daar is intensiteit, daar is wonderlike dieptes in gebed. Ons gebedslewe, ons gebedslewe. Gebed sal God se salwing op ons lewe plaas. En wanneer die salwing op ons is, ek wil eendag iets demonstreer, wanneer jy water vat en jy meng dit met olie, sal jy sien, die twee meng nie. Jy het die salwing, jy dra die olie van God op in hierdie wêreld. Jy kan nie met iets anderste in die wêreld meng nie, of met die wêreld gelykvormig raak nie. Dit werk nie so nie. Jy gaan dit verstaan. Jy moet verstaan wat dit beteken om die salwing van die Here te dra. Nommer 3, ons familielewe. Om 'n gesonde familielewe te bou, kan baie lonend wees. 'n Familielewe kan iemand se bediening grootliks vergroot. Dit kan, jy moet nie nog in jou familie nog krisisse, probleme uitsorteer nie. As hy eers op daai vlak is, moet jy eers dit uitsorteer. Maar wanneer 'n biddende familie saam is, en hoe belangrik dit vir God is, familie en 'n gesinslewe is vir God ongelooflik belangrik, want dit kan jou wat in die bediening staan net grootliks vergroot en sterker maak. 4, deel met die sonde. Iemand kan nooit die Here effektief dien, tensy hy of sy die ernstigheid van sonde verstaan. Jy kan nie 'n kompromie aangaan nie. Goed, 5, leer om met vorige mislukkings te deel. 'n Verlede wat nie opgelos kan word of opgelei is nie, kan lei tot verwoesting in die bediening.
Dit is so, jy kan maar gaan kyk in enige bediening, want daai goed het 'n geneigtheid om terug te kom en die hele tyd voor jou deur te wees of voor jou te wees. 6. Baie belangrik, bou ons integriteit. 'n Bediening wat nie gegrond is op integriteit nie, sal nooit God se seëning ondervind nie. Dis baie belangrik. Ons moet iemand wees van integriteit, inborste. Ons moet kragtig wees in die Here, sensitief wees vir die Here. Nommer 7, ken ons identiteit. Elke een van ons het ons eie identiteit. Ons kan nie iemand anders se identiteit op ons dra nie. Tensy die mantel van so 'n persoon se bediening dat skeer nou net, tensy 'n persoon se mantel op jou ook geval het, soos Elisa en Elia se geval en in baie opsigte. Moses en Joshua. Dit is 'n proses wat voortdurend aangaan. En dit kan ook gebeur, maar nog steeds het elke een van hulle eie kragtige identiteit gehad. Om ons identiteit in Christus te leer ken of te ken, maak ons as gelowiges net baie sterker. Die 8ste, beheer van ons emosies, baie belangrik. Wilde emosies kan 'n groot verantwoordelikheid wees in die bediening. En daai is iets wat ons moet beheer, ons emosies. Nommer 9, deel met ons seksualiteit. Reinheid, baie belangrik. Stel God se salwing in staat om deur ons te vloei. Dit is ongelooflik belangrik. Ek het al menige mense sien skibreek ly in die bediening, sonder 'n verantwoordbaarheidsplan. Ons moet 'n plan hê. Daar moet visies en missies wees in jou bediening. Daar moet goed wees waar volgens ons na toe werk. Mense wat profetiese woord ontvang het en onmiddellik begin sonder om enige iemand te raadpleeg of om hulle voor te berei. En daai is belangrik. Hulle kry net profetiese woorde van mense af en dan begin hulle net te bedien. Hulle spring net in, maar hulle het nooit die Here geraadpleeg om te wag op die Here vir voorbereiding. Wees versigtig om nie vir God vooruit te hardloop nie. Ek sê dit baie. Baie dankie dat jy saam geluister het. Nou gaan ek vir jou 'n baie lekker interessante opdrag gee. En hierdie opdrag is karaktervorming. En ek gaan dit vandag 'n paar hoofsleutels vir jou in 'n titel insit. En eerste een wat ek met jou of wat ek wil gee is karakterevaluering of evaluasie. En die tweede een is swakpunte identifikasie, verantwoordbaarheidsplan. Nou as ek sê dat 'n mens kyk na swakpunte, bedoel ek nie dat jy as 'n mens 'n swakkeling is nie. Hierdie opdrag is ontwerp as 'n persoonlike vormingsinstrument, nie 'n akademiese taak nie. Dit gaan oor ons innerlike transformasie, dit gaan oor ons eerlike groei. Ons kom verder weer in hierdie kursus of in 'n kursus gaan ons weer terugkom na hierdie evaluerings of karaktersvormings tabel toe terug. En die doel is om jou huidige karaktertoestand op die oomblik wanneer jy nou na my luister, dis die huidige karakterstoestand eerlik te evalueer in die lig van Bybelse waardes en geestelike volwassenheid. Nou jy gaan nou sien, Wendy gaan nou vir ons op die skerm hierdie self-evaluering sit of self-evaluasie sit. En dit het 'n gradering van 1 tot 5. En 1 is swak, 2 is ondergemiddeld, 3 is gemiddeld, bo-gemiddeld en 5 is sterk. Nou kyk, laat ons begin gou daarmee. Dit is nogal iets interessant. Die eerste een waaroor ek met jou wil gesels is jou verhouding met God. Goed. En dit het 'n paar punte. Nou jou verhouding met God, nommer 1, is jy gaan nou sien, dit gaan jou nou 5 blokkies gee en jy gaan dit nou moet tik, is jou gebedslewe. Eerlik, hoe lyk jou gebedslewe? Nommer 2 is die woordstudie. Nou kan jy jouself evalueer. Is jy gemiddeld, is jy bo-gemiddeld, is jy baie sterk? Gehoorsaamheid, 3, gehoorsaamheid. Dis belangrik. Goed, evalueer jouself eerlik op dit. 4, sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Is jy ingerig en ingestel om te weet dat jy 'n sensitiwiteit het vir die Heilige Gees? Het jy sensitief oor om te hoor wanneer die Gees van die Here met jou praat? Nou wees eerlik, evalueer jouself eerlik. Hierdie is maar net om jouself eerlik te evalueer. Dis baie belangrik, want jy gaan weer terugkom en dan gaan jy sien soos jy groei, hoe jy gaan verbeter. Dan die laaste een is intimiteit met God. Dit beteken jou verhouding met die Here. Het jy 'n dialoog, het jy 'n gesprek met hom
voer jy hom, ken jy hom in al jou raadsbesluite, ken jy hom in jou weer, doen jy sy wil, doen jy sy opdragte, dit sluit eintlik alles in. So jy kan eerlik maar vir jou daar ook 'n punt gee van 1 tot 5. Dan, die tweede ding wat ek wil hê ons moet doen is brei uit, skryf jou motivering, skryf dit vir my neer om weer terug te kan kom, maar om baie spesifiek te wees. As jy dalk nou vir jou 'n swak punt gegee het, skryf die motivering neer, hoe jy jouself sal motiveer om beter te doen. Want dit is belangrik dat jy kan sien, waaraan skiet ek tekort, wat het ek nodig om daarby uit te kom. Dit was lesing 24. Dankie dat jy saam geluister het en ek hoop dit maak vir jou bietjie iets beter en ek hoop dit roep jou in die bediening, want die arbeiders is min en die oes is groot. Ons het julle nodig in die oesland. Jesus laat jou.